Vandag gesels ek met Stefan Nel en ons gaan gesels oor die verskeie elemente as dit kom by 'n besluit om te investeer in toerusting, in kapitaal, in masjinerie. Stefan, baie welkom. Baie dankie toe, is lekker om hier te wees. Baie keer vereenvoudig mens die besluit om kapitaal te investeer, maar daar's baie elemente in hierdie besluit. En kom ons begin by tegnologie. Deel van so 'n besluit, veral as dit kom by in die landbousektor, gaan oor tegnologie. Ja. Kom ons gesels daaroor. Ek dink op die tegnologie wil ek som dit altyd op in 3 komponente. Ek sê altyd die tegnologie wat binne in jou toerusting is. En ons gaan 'n bietjie later kan ons gou 'n bietjie meer in besonderhede praat oor dit, maar wat binne die ontwerp van jou fisiese stuk toerusting is, weet jy nou trekker of implement, dan het jy jou tegnologie wat ek sê wat jy op jou toerusting sit. So as jy nou 'n bietjie ouer toerusting het, kan jy gaan om toerus met tegnologie. En dan het jy die tegnologie wat om jou toerusting beweeg en dit is maar grootendeels die komponent van data en ek dink dit is waar die belangrike deel is om daai data insameling te kry. Veral wanneer ons praat in finansiering en besluitneming en waarheen ons sien die toekoms gaan om vinniger en beter en meer finansiering te kry wat pas gemaak is vir 'n sekere boer en vir sy praktyk. Dan kan daai data wat oor jare ingesamel is vir sy gronde kan dan gebruik word om dan 'n analise te doen byvoorbeeld vir finansiering. Maar daai data kan integreer. Absoluut. So ek dink dis die groot voordeel wat ons aan die CNA van die keistal ook het. Ons het 'n baie oop platform waar ons data kan integreer van verskillende vervaardigers af en ek praat nou nie net van verskillende vervaardigers in terme van jouself aangedrewe toerusting soos jou trekkers en jou stroopers nie. Dit gaan oor implemente ook. So as die boere begin data of kom ek sê begin presisie toerus in hulle boerderypraktyk en dan gaan jy begin sekere goed op jou strooier sit byvoorbeeld of jy sit goed op jou planter. En daai goed wat jy opsit moet kan praat met iets en hy moet daai data kan deurvoer en hy moet kan terugpraat van die trekker af na die stuk toerusting toe. En daar het jy 'n baie oop platform nodig wat baie vinnig integreerbaar is en ek het dit nou al van tevore ook al gesê, ek dink die toekoms vir boerdery is maar baie gemengde vlote met verskillende data-insamelingstoestelle van verskillende vervaardigers wat op die einde van die dag maklik in een platform saamgevat kan word waaruit besluitneming gemaak kan word, analise kan gedoen word, daai data kan gedeel word om in kom ons sê maar lewendige tyd so vinnig as moontlik verandering kan doen in jou applikasies wat jy mee besig is. So die kernpunt is, as jy die maksimum waarde uit jou data wil hê, moet dit geïntegreer kan word. Absoluut. Op een platform, sodat jy 'n geheel prentjie kan kry, nie net vir jou eie besluite nie, maar vir die besluite van byvoorbeeld finansierders. Absoluut. Stefan, tog as jy kom by die finansieringselement, die somme. Daar's baie elemente en 'n mens moet dit nie vereenvoudig nie. Ja, absoluut. So finansiering is 'n komponent van die som wat ek sou sê die boer of die produsent moet maak. Ek dink dit begin grootendeels by jou pakkie. Jy het jou mekanisasie pakkie, jou metaal as ek dit kan noem met jou trekker en jou stroper en jou spuit en implemente en jou hommeltuie deesdae wat 'n groot kom ons sê faktor is van jou besluitneming. Wat kos daai pakkie van vervaardiger X teen Y byvoorbeeld? Binne in dit en ek het 'n bietjie vroeër gepraat van tegnologie in die toerusting. Daar's 'n belangrike komponent wat ons moet aanraak want nuwer toerusting het nuwer tegnologie en ontwikkeling in. Daar's miljoene dollars wat spandeer word aan navorsing en daai navorsing gee op die einde van die dag besparing deur aan die produsent. En 'n simpel voorbeeld is brandstofbesparing wat ek dink 'n groot faktor is wat nie genoegsaam na gekyk word nie. So as jy vervaardiger X in jou pakkie inbring by sekere produkte is jou brandstofbesparing dalk 10%, maar as jy na 'n volgende een toe gaan het jy 20%. En dan het jy prysverskille tussenin. So daai hele som moet gemaak word oor jou hektaar om te besluit wat is die beste, kom ek sê maar die beste pakkie vir my om mekaar te sit om die kapitale uitleg te maak. En dan daarmee saam watse tegnologie sit ek nou by of op die toerusting, watse subskripsies het ek om my data te kan begin deel tussen my verskillende stukke toerusting wat ek het op die plaas. En dan daarmee saam met ons dan natuurlik kom ek sê jou risiko wil begin bestuur. So jy kan tipies gaan na verlengde waarborge. Verlengde waarborge tradisioneel het gegaan oor alles in olie. Byvoorbeeld jou enjin en jou dryflyn, dit was maar tradisioneel waar jy verlengde waarborg op kon uitneem. Deesdae kan jy dit omvattend doen. So dis basies alles behalwe jou bande wat op die grond loop. So jy kan jou risiko so bestuur dat jy presies weet oor my termyn van hoe lank ek my toerusting nodig het. Hoe lank moet ek my trekker vervang of wanneer moet ek my implement vervang wat nou 'n bietjie oor 'n langer duur is. En onthou, vervangingssiklus moenie net gaan oor wanneer is die koste van onderhoud van so 'n aard dat ek kan 'n nuwe een koop, net gaan oor die nuwe tegnologie wat in die toerusting is wat my ekstra besparing gee, byvoorbeeld soos die brandstofsituasie. So daai is 'n belangrike komponent om te kyk dat jou verlengde waarborg kan
aanpas saam met die pakkie, kan dit finansier, jou tegnologie kan jy finansier en daarmee saam kan jy onderhandel met jou handelaar om byvoorbeeld diensplanne of onderhoudsplanne in te sit, sodat jy in totaliteit jou hele koste kan bepaal wat dit jou kos met jou finansiering wat daarbey is, wat ons nou praat maar van jou rentekoerse in jou betalings en jou siklusse ensovoorts. Dan kry jy totale koste wat dit jou kos om daai produk oor jou 3 of 4 of 5 jaar te hardloop. En dan moet jy sorg dat dit saampraat in lyn met jou eie boerdery se likwiditeit en se ritme van kontantvloei. Ja, kontantvloei is 'n sleutel. Ek dink dit is een van die groot dinge wat ons na moet kyk en as die mark in 'n kom ons sê maar 'n goeie opwaartse siklus is, dan is dit dalk 'n ding wat mense bietjie minder na kyk want die kontantvloei lyk goed, maar as jy onder druk is dan wil jy dit bestuur. En 'n groot deel is jou risikobestuur. Jy kan as jy weet 'n vaste bepaling, dan kan 'n persoon mos nou vooruit beplan. Maar die kontantvloei is 'n groot ding en wat ons nou in die mark byvoorbeeld sien is die deposito's begin 'n probleem raak want ons praat van 8 tot 10 tot 12 miljoen rand op groot stukke toerusting. So jy kan 'n 20% deposito teenoor 'n 10% maak 'n groot verskil. En daarmee saamkom nou maar jou rentekomponent wat jy het in jou betalingssiklusse en jou termyn. So dit is definitief kom ek sê maar 'n vol pakkie en 'n vol som wat die produsent sal moet kyk voor hulle besluit maak. Stefan, baie dankie. Wat ek uit hierdie gesprek uitgeneem het is 2 elemente. Die een ding is die data wat gegenereer word kry net die potensiële waarde as dit kan integreer met jou verskillende databronne. So maak seker jou data kan integreer, kan met mekaar gesels en jy kan die totale data pakkie optimaal bestuur. En die tweede ding is finansiering en finansieringsbesluite gaan nie net oor rentekoerse. Ja, rentekoers is 'n element, maar dit gaan oor baie meer en uiteindelik gaan dit oor die totale som. En eers as jy daai totale som gemaak het, kan jy die koste met mekaar vergelyk. Stefan, baie dankie. Dankie, dankie.